Ons gaan aan met Jeremia 29, brief van Jeremia aan die Israeliete wat saam met Jegonja as ballelinge na Babel weggevoer was. En dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die nog lewende oudstes van die ballelinge en na die priesters en die profete en na die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel toe. Na die uittog van die koning Jejogna en die gebiedster en die hoofdienaars en die vorste van Juda en Jerusalem en die smede en die slotmakers uit Jerusalem, deur bemiddeling van Elisia, die seun van Safan, en Garmarja, die seun van Hilkia, wat Sedekia, die koning van Juda, na Nebukadneser, die koning van Babel, na Babel gestuur het, naamlik: So sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballelinge wat uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het: Bou huise en woon en plant tuine aan en eet die vrug daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar, vermenigvuldig daar en moenie verminder nie. En soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Hemelse Vader, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Want so spreek die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel: Laat julle profete en julle waarseers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie, want hulle profeteer vir julle vals in my naam. Ek het julle nie gestuur nie, spreek die Hemelse Vader. Want so sê die Hemelse Vader: as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woorde vervul om julle na hierdie plek terug te bring, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Hemelse Vader. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvol toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Hemelse Vader, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Hemelse Vader. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het, as julle sê: die Hemelse Vader het vir ons profete verwek in Babel. Nee, so sê die Hemelse Vader aangaande die koning wat op die troon van Dawid sit, en aangaande die hele volk wat in hierdie stad woon, julle broers wat nie saam met julle in ballingskap uitgetrek het nie. So sê die Hemelse Vader van die leerskare: Kyk, ek stuur die swaard, die hongersnood en die pes onder hulle, en ek sal hulle maak soos bedorwe vye wat te sleg is om te eet, en ek sal hulle agtervolg met die swaard, die hongersnood en die pes, en ek sal hulle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde, 'n voorwerp van vervloeking, van verbasing, van bespotting en van smaad onder al die volke waarheen ek hulle verdryf het. Omdat hulle na my woorde nie geluister het nie, spreek die Hemelse Vader, waarmee ek my knegte die profete na hulle gestuur het, vroeg en laat, sonder dat julle geluister het, spreek die Hemelse Vader. Luister dan na die woord van die Hemelse Vader, al julle ballelinge wat uit Jerusalem na Babel weggestuur het. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, aangaande Agab, die seun van Kolaja, en aangaande Sedekia, die seun van Maseja, wat vir julle in my naam leuns geprofeteer het. Kyk, ek gee julle in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel, en hy sal hulle voor julle oë verslaan, en aan hulle sal 'n vloek ontleen word by al die ballelinge van Juda, wat in Babel is, deurdat gesê word: mag die Hemelse Vader jou maak soos Sedekia en soos Agab, wat die koning van Babel en die vuur gebraai het.
om hulle 'n skandaad in Israel begaan het en oorspel met die vroue van hulle naaste bedryf het en 'n leenwoord in my naam gespreek het wat ek hulle nie beveel het nie. Ek is die een wat weet en getuie is, spreek die Hemelse Vader. En aan Semaja, die Nehelamiet, moet jy dit sê. So spreek die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, omdat jy 'n brief in jou naam gestuur het na die hele volk wat in Jerusalem is, en na Sefanja, die seun van Masia, die priester, en na al die priesters met die woorde: Die Hemelse Vader het jou as priester aangestel in die plek van die priester Jojoda, dat daar opsigters kan wees in die huis van die Hemelse Vader oor elkeen wat kranksinnig is en as profete optree, dat jy hom in die blok en in die nekyster kan sit. Waarom het jy dan nou Jeremia, die Anotitiet, nie gekeer nie, want by julle as profeet optree, aangesien hy ons in Babel laat weet het, dit sal lank duur, bou huise en woon en plantuine en eet die vrugte daarvan. En Sefanja die priester het hierdie brief voor die ore van die profeet Jeremia gelees. Toe het die woorde van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom en gesê: Laat al die ballelinge weet, so sê die Hemelse Vader aangaande Semaja, die Nehelamiet, omdat Semaja vir julle geprofeteer het, sonder dat hy deur my gestuur is, en hy julle op leuns laat vertrou het. Daarom so sê die Hemelse Vader: Kyk, ek doen besoeking oor Semaja, die Nehelamiet, en oor sy geslag, en hy sal niemand hê wat onder hierdie volk woon nie, en hy sal die goeie nie sien nie, wat ek aan my volk sal doen nie, spreek die Hemelse Vader, want hy het teen die Hemelse Vader afval verkondig. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 30. Profesie van liggaamlike verlossing uit Babel en die geestelike verlossing. Die woord wat van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom het, so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel: Skryf vir jou in 'n boek al die woorde wat ek met jou gespreek het. Want kyk, daar kom dae, spreek die Hemelse Vader, dat ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander en sê: Die Hemelse Vader en ek sal hulle terugbring in die land wat ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem, en dit is die woorde wat die Hemelse Vader gespreek het oor Israel en Juda. Want so sê die Hemelse Vader: Ons het 'n stem van verskrikking gehoor, daar is vrees en geen vrede nie. Vra tog en kyk of 'n manspersoon baar. Waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe soos een wat baar, en is alle aangesigte in bleekheid verander? Wee, want die dag is groot, sonder weerga, en dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. En op die dag, spreek die Hemelse Vader van die leerskare, sal ek sy juk verbreek, en jou nek af van jou stroppe stikkend ruk, en vreemdes sal hom nie meer diensbaar maak nie. Maar hulle sal die Hemelse Vader hulle God dien, en hulle koning Dawid, wat ek vir hulle sal verwek. Jy sal wees nie bevrees nie, o my knegt Jakob, spreek die Hemelse Vader, en wees nie verskrik nie, o Israel, want kyk, ek verlos jou uit ver plekke en jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap, en Jakob sal terugkom en stil en gerus wees, sonder dat iemand hom skrik maak. Want ek is met jou, spreek die Hemelse Vader, om jou te verlos, want ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarheen ek jou verstrooi het, maar aan jou sal ek geen einde maak nie, maar ek sal jou tugtig met mate, al sal ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. Want so sê die Hemelse Vader: Jou verbreeking is ongeneeslik, jou wond is smartlik, niemand verskaf reg aan jou nie, daar is geen medisyne vir die sweer, geen genesing vir jou nie. Al jou minnaars het jou vergeet, hulle vra nie na jou nie, want ek het jou geslaan soos 'n vyand slaan,
met 'n wrede tigtiging, omdat jou ongeregtigheid groot is, geweldig jou sondes. Wat skreeu jy vanweë jou verbreeking, jou smark wat ongeneeslik is, omdat jou ongeregtigheid groot is, geweldig jou sondes, het ek jou hierdie dinge laat aandoen. Daarom almal wat jou opeet, sal opgeëet word, en al jou teenstanders sal almal saam in gevangenskap gaan, en hulle wat jou plunder, sal geplunder word, en ek sal almal wat jou bytmaak, oorgee as byt. Want ek sal genesing vir jou tot stand laat kom, en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Hemelse Vader, omdat hulle jou noem die verjaagde. Dit is Sion, sê hulle, niemand vra na haar nie. So sê die Hemelse Vader, kyk, ek verander die lot van die tente van Jakob, en sal my oor sy wonings ontferm, en die stad sal op sy puinhoop herbou word, en die paleis sal op sy regte plek staan. En uit hulle sal danksegging uitgaan, en 'n stem van spelers, en ek sal hulle vermenigvuldig, en hulle sal nie verminder nie, en ek sal hulle verheerlik, en hulle sal nie gering word nie. En sy seuns sal wees soos in die voortyd, en sy vergadering sal voor my aangesig bestendig wees, en ek sal besoeking doen oor al sy verdrukkers, en sy maghebbers sal uit hom afkomstig wees, en sy heerser uit sy midde voortkom, en ek sal hom laat aankom, en hy sal naderkom na my toe. Want wie is hy tog wat sy lewe daaraan waag, om nader te kom na my toe, spreek die Hemelse Vader. En julle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir julle 'n God wees. Kyk, 'n storm van die Hemelse Vader se grimmigheid het uitgegaan, 'n dwarrelstorm op die hoof van die goddelose mense, breek dit los. Die torengloed van die Hemelse Vader sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer en tot stand gebring het, die raadsla van sy hart. Aan die einde van die dae sal julle dit verstaan. Tot sover. Ons gaan aan met Jeremia 31. In die tyd spreek die Hemelse Vader, sal ek vir al die geslagtes van Israel 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. So sê die Hemelse Vader, die volk van diegene wat van die swaard vrygeraak het, het genade gevind in die woestyn op die weg om sy rus te geniet, naamlik Israel. Die Hemelse Vader het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Ek sal jou weerbou, en jy sal gebou word, o jong vrou van Israel, jy sal jou weer versier met jou tamboeryne en uittrek in die koordans van die spelers. Jy sal weer wingerde plant op die berge van Samaria, die planters sal plant en die vrugte geniet. Want die dag is daar dat die oppassers op die berge van Efraim roep, maak julle klaar en laat ons optrek na Sion, na die Hemelse Vader, onse God. Want so sê die Hemelse Vader, jubel oor Jakob, van vreugde en juig oor die hoof van die nasies. Laat dit hoor, sing lof en sê, o Hemelse Vader, verlos u volk, die oorblysel van Israel. Kyk, ek bring julle aan uit die Noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde, blindes, lammes, swangeres en barendes onder hulle. Almal saam in 'n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe. Hulle sal kom met geween en met smeking sal ek hulle lei. Ek sal hulle bring by die waterstrome op die gelykpad waarop hulle nie sal struikel nie, want ek is vir Israel 'n vader en Efraim is vir my 'n eersgeborene. Hoor die woord van die Hemelse Vader, o nasies, en verkondig in die kuslande wat ver is, en sê, hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en hom bewaak soos 'n herder sy kudde, want die Hemelse Vader het Jakob losgekoop en hom verlos uit die hand van hom wat sterker was as hy. En hulle sal kom op die hoogte van Sion, jubel en toestroom na die seëninge van die Hemelse Vader,
na die koring en die mos en die olie en na die jong skape en die beeste, en hulle siel sal wees soos die wel besproeide tuin, en hulle sal verder nie meer kwyn nie. Dan sal die jong vrou haar verheug in die koorndans, ja, die jong manne en die oues tesame, en ek sal hulle rou in vreugde verander, en hulle troos en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer. En ek sal die siel van die priesters verkoop met vettigheid, en my volk sal versadig word met my seëninge, spreek die Hemelse Vader. So sê die Hemelse Vader, 'n stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. So sê die Hemelse Vader, bedwing jou stem en van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Hemelse Vader. En hulle sal uit die land van die vyand terugkom. Ja, daar is verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Hemelse Vader. En die kinders sal terugkom na hulle grondgebied. Sekerlik, ek Efraim hoor weeklaag. U het my getuig en ek het my laat tigtig soos 'n ongeleerde kalf. Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want U is die Hemelse Vader, my God. Want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berou gehad, en nadat ek tot insig gekom het, het ek op die heup geslaan. Ek het beskaamd gestaan, ja, ook in die skande gekom, omdat ek die smaad van my jeug dra. Is Efraim vir my dierbare seun of 'n troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Hemelse Vader. Rig jou mylpale op, maak vir jou padwysers, let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Kom terug, o jong vrou van Israel, kom terug na hierdie stede van jou. Hoe lank sal jy bly aarsel oor afkeerige dogter? Want die Hemelse Vader het iets niets op die aarde geskape, die vrou sal die man beskerm. So sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, weer sal hierdie woorde sê in die land Juda en in die stede daarvan, as ek hulle lot verander, mag die Hemelse Vader jou seën, o woning van die geregtigheid, heilige berg. En Juda en al sy stede sal daarin woon, almal saam die landbouers en die wat met troppe vee rondtrek, wat ek verkoop die vermoeide siel, en elke kwynende siel versadig ek. Hierop het ek wakker geword en opgekyk, en my slaap was vir my soet. Kyk, daar kom daar, spreek die Hemelse Vader, dat ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mense en van diere, en soos ek oor hulle wakker was, om uit te ruk en om te gooi, en te verwoes en te vernietig, en skade aan te doen, so sal ek oor hulle wakker wees, om te bou en te plant, spreek die Hemelse Vader. In die dae sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword, maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe, elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Kyk, daar kom daar, spreek die Hemelse Vader, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit, nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, op die dag toe ek hulle hand gegryp het, om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Hemelse Vader. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Hemelse Vader. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Hemelse Vader,
want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Hemelse Vader, want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. So sê die Hemelse Vader, wat die son gee tot lig oordag en die verordeninge van die maan en van die sterre tot 'n lig in die nag, wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Hemelse Vader van die leerskare is sy naam. As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die Hemelse Vader, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n volk te wees voor my aangesig vir altyd. So sê die Hemelse Vader, as die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal ek ook die hele nageslag van Israel verwerp, weens alles wat hulle gedoen het, spreek die Hemelse Vader. Kyk, daar kom daar, spreek die Hemelse Vader, dat die stad vir die Hemelse Vader herbou sal word, van die toring aan Neel af tot by die hoekpoort, en die meetsnoer sal verder reguit aanloop tot by die heuwel van Gareb, en swaai na Goa toe, en die hele dal van die lyke en van die as, en al die velde tot by die spruit van Kidron, tot by die hoek van die perdepoort teen die ooste, sal aan die Hemelse Vader heilig wees. Dit sal nie weer uitgeruk of verwoes word in ewigheid nie. Tot sover.